Ons wil U loof en prys. Dankie net vir U genade. Dankie Vader, maak my net 'n wessel. Ek wil net die wessel wees sodat Heilige Gees net die vloeiwerk deur my kan doen vanoggend. En deur een en elkeen van ons. Ons lê neer gees, siel en liggaam en ons bid Heilige Gees dat U ons sal lei in kennis, wysheid en insig. En ons pleit die bloed van Jesus oor hierdie oggend en alles wat ons doen en 'n muur van vuur om ons. Dankie vir U groot genade. In die naam van Yeshua. Thank you Lord. Amen. Amen. Terwyl jy soek, kan ek gou iets getuig. Ja, asseblief. Ek stap in, ek wil 'n amplifier ingee by ou wat amplifiers regmaak en toe ek by hom stop die reverse om te ry en ek sê vir hom, sorry, ek kom geen die ding gaan en my regmaak. Hy sê vir my, "Jy's kom ons gaan in." Ek sê nee, jy kan gaan doen jy so ding. Hy sê nee, jy moet 'n bolletjie daai soos 'n bolberingkie. Ja. Hy 6 mm is klein. Ja. Want hy het 'n ding gestrip, toe skiet die ding uit en hy kan nou nie die ding klaar maak nie, maar daai ding gaan kry en hy kry nie waar hy uitgeskiet het nie. Ek sê, kan ek jou help? Dan kyk jy my son, ek sê, kom, ons gaan. Ek sit die amplifier neer, ek sê, Holy Spirit, reveal to me in Jesus name. Yes. Ek beloof jou, daar's 'n Here wat my hoor. Sy hele kamer is vol amplifiers, speakers, TV's, goede gepak, die hele perimeter binne-in, alles. Dit is, as jy daar staan, God se moontlik om te sien. Stem so. Chop daar lê. Ek sê vir jou, ek loop na hom toe gaan, 10 muur kan weet ek nie sê. Thank you Holy Spirit. Sê. Ja. Ons begin net eers by hierdie. Hierby gaan ons nog kom. Maar net om vir julle iets neer te sit. Ek het hierdie boek gaan kry. Ek wil hom Kobus moet net lees wat daar agter staan. Ek my vensters op. Julle nie sê ek sê dit nie. This is a message to us. Some my woorde. This may be the most important message you ever read. For there is salvation in no other name but in the name of Jesus. Millions of people have been misled as to what were the actual last words of Jesus to his disciples. In this booklet from the Holy Apostolic New Testament, it is the evidence that the original Matthew 28:19 original read, "Go ye therefore and make disciples of all the nations, baptize them in my name," instead of the traditional text that says, "Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Glory. Okay, dink daaraan. Nou wil ek gou vir julle iets wys uit hierdie boek uit. Het ek daai sketsie gekry. Sien julle al daai tekste? Elke teks, as jy hom kan lees. Acts 2:38. En jy kan gaan kyk Acts 2:38. Acts 16:5. Daar's Acts. Romans 6:3, 1 Corinthians 1:13. Elke teks sê and be baptized in the name of Jesus. In the name of Jesus. Almal, al die teks, al daai tekste sê dit. Behalwe Matthew 28:19 is getwist wat sê baptize them, the Father, the Son and the Father and the Son, and the Son is a title. The name of the Father is hy het 'n naam. God het 'n naam, but he's our Father. Die Bybel sê so. Ja, almal gaan sê the Father en baptize, ja, al die vertalings in die Bybel. As jy teruggaan, hierdie hele boek is geskryf daaroor om jou terug te vat na die oorspronklike Grieks toe, na die Church Fathers toe. Maar kom ons kyk net gou. Ek wil net gou vir julle, ek wil nie baie tyd daarop hê, maar ek moet net vir julle 'n belangrike ding wys. Acts. Kom ons kyk gou daar, Acts 2. Ek wil nie iets maak nie, maar ons gaan later daaroor gaan, dan kom ons terug na hierdie toe. Ek wil hê, hoekom ek dit neersit, is ek wil hê julle moet gaan lees wat dit beteken om gebaptized te word. Then Peter said to repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ. All right. Romans 6:3.
What shall we say? Shall we continue to sin that grace abound? God forbid. How shall we dead that we to sin live? And know that so many of us, as we were baptized into Christ Jesus. Christ Jesus. Nou, my vraag is, kan ons toelaat dat een uit 20 verse confusion gebring het? Hoekom volg ons net die een, maar nie die ander 20 nie? Ek sit dit net in julle midde. Ek dink nie ons het lekker gekonsentreer nie. Maar onthou, daar gebeur iets. Aan wie se image moet ons teruggroei? In Christus se image. Met wie moet ons bekleed word? Met hom. Wie moet ons na die Vader toe vat? Jesus. Wie stel ons aan Jesus voor? Die Heilige Gees. Nou sê ek, dit klink nie belangrik nie, maar dan is die naam ook nie belangrik nie. Maar jy kan net in een naam gered word. There's only salvation in one name. So we have to get into that name, be baptized into that name. Amen. Nou, die ander, hier's the head, we are the body. Maar hoe maak die body nou? Ons maak soos ons wil. Nou, hoe voel hy, kry hy seer, want ons doen dit aan hom, want hy is die kop wat ons doen, as ons nie in unity is nie. En dan praat hy voor, we are baptized into one body, maar dis iets anders. Partykeer weet ek nie of almal in die body gebaptized is nie. Ek sit dit net neer, dat ons verstaan, as ons in unity is, dan weer die vinger en die hand is altyd in ooreenstemming, is die een seer kry, met ander woorde, is 'n broer seer kry, kyk gou waantoe, waar die vyand ons gaan verskeer, ons gemeente, ons pastoor, ons doen ons ding, hulle doen hulle goed, ons gaan nie deel wees, is that the body, as die vinger seer kry, dan voel daai een, ja, dan that's kingdom. I don't personally believe that we'll ever agree on doctrine. I mean, on those things, but the principal points we must agree on type of thing, because it's like a family. I mean, you get your But family. are you the part of that, of the body? Ja, but Wel, jy gaan nie op doktering, ek stem, daar's baie want goed. daar gaan om almal op dieselfde bladsy te kry, gaan Ja. bietjie moeilik wees. Ja. Maar ek voel soos 'n gesin het, elke gesin het hulle bietjie, they've got your own ways, verstaan jy? Ja, So ja. die Nou, maar die unity, die core goed, unity was die core things, ja. Ek dink dis waar in Christianity where our problem starts. Ja. People starts to write their own Bibles. Ja, ja. And that is wrong. So you make your own opinion about the thing and you stick to that instead of reading Ja. the Bible and study it. ja, That's only you can read devotionals. Devotional doesn't get you into heaven. The Bible does. It doesn't, yeah. Because that is the truth. The devotional is one scripture and opinion of a guy that wrote it. Nothing wrong with that, that's what I say. But it's not the way to read your Bible. You read your Bible every day. Ek voel as almal gebore is in Christus. ja, ja, Dan gaan hulle kan oor die weg kom met almal. ja, Almal Ja. gaan- Nee, almal gaan dit is- Ek gaan nie Ah, ander kerke se dit kerke is- sien, ja. Maar dan moet jy opreg gebore wees in Christus. Ja, ja. Christus moet leef. Maar jy's heeltemal reg, dis hoekom jy kan, ja, dis hoekom dit gaan oor die doop, dit gaan oor, en dit wat die fondasie wat neergelê is. Kyk, nou terwyl jy dit sê, ek wil gou vir julle wys. Onthou nou wat ek gesê het. Repent, baptize in the name of Christ, Jesus Christ, for the remission of sins, and all shall then receive the Holy Spirit. So jy word nie net gedoop nie, then you shall receive the Holy Spirit. Nou sien julle klaar waar dit uitval. Nou gaan ek net gou aanlees. Toe kom ek op hierdie af en ek gaan doen 'n studie oor hierdie en ons gaan nog hierna toe kom. Kyk wat hulle doen daarna. And they steadfastly, they continued steadfastly in the apostolic doctrine. Nou, die volgende is, as jy nie weet wat is die apostolic doctrine nie,
dan gaan jy jou eie dogma skryf. En jy gaan jou eie reëls hê. Doen dit, die apostolic doctrine, ek het 'n hele ding oor wat 'n layout is, wat vir jou presies sê, wat is die apostolic doctrine. Van the repentance of, baptized, born again, filled with the Holy Spirit, healing, signs, wonders and powers. Dis alles deel van wat hulle geteach het. So daar's een teaching wat ons moet volg, en dit is die doctrine, die leerstellings van die apostels. As almal hierdie leerstellings volg, het almal eenheid in die liggaam. Want dis wat hulle gevolg het, that's the first church. Want dit gaan terug na Isaiah 61, toe Jesus oopgemaak het die skril. So there's a difference between the doctrine of Christ and the apostolic doctrine. So die leerstellings van Christus is, wie hy is, wat hy kon doen het, en hoe hy opgevaar, mens wees, God kom woon, homself kom empty, that is his character, dis sy doctrine, but the apostolic doctrine is something else. I believe that we should, our heart's desire should be to be God pleasers. So for us, it's about hearing the Holy Spirit and being a God pleaser. Because if you're not, I believe Jesus is coming back for a victorious church. So if we're not being God pleasers, now a God pleaser for me is someone who's walking out their scroll. Yeah. Because I cannot compare my scroll to Andre's scroll. Yeah. You understand? Yeah. We can't. Your scroll's your scroll. As I say, I want to be fulfilled. And to please my Father, I've got to discover my scroll and walk in my scroll. Yeah. And that's going to take. The only thing that when you talk about this, if I was to describe this microphone to you, yeah, I'm going to say, but there's a handle, and I'm going to describe. Maar ek sien dit hier. Maar jy sien dit anders, but it's the same microphone sometimes. Yeah. And I don't want to get caught up because we just describing the same thing from a different. Ja, dis presies. But error is error. Because there's almost the two sides. There's we must all be the same, but then there's the other side that people don't want to correct people. If God says He loves who He loves, He corrects. So if we're not being corrected. Die ding is, as jy in Jesus opreg is, dan sal jy nie 'n offense vat as mense jou korrek nie. Nee. Verstaan jy wat ek sê? Want jy afgestaan. Jy hoor dit van jou boekas en hy help jou reg. Om dit te vat. Joshua, jy kan korrupsie vat. Kom vir my. Meditate. Do not let this book of the Lord depart, and it will cause you to do. Ja. It's an automatic thing. When the word of God is in you, it will cause you to do. It becomes an automatic thing. You see, when pressure comes, it doesn't put you down, it reveals you as a son. Yes. You see, you rise up to what you've been taught and what is being planted in your heart. But I like the day part that prickle my when I like reageer. Temptation. Yeah, and I don't think that gets imported in. 'n ander vriend van James, 'n vriend van James het vir ons een keer gesê, hoe weet jy as jy dood is? As jy op 'n bed lê en iemand spoeg in jou gesig en jy reageer en ek sê niks. Dan weet jy is dood. Ja. Dood en niks. Ja. Okay, die volgende, ons gaan hier's die Dead Sea Scrolls wat hulle in die caves gekry het. Ek weet nie, hulle sê dis alles, maar ek sal kyk of die boeke van Jesaja, die Bybel, die woord is nie hier nie, maar ons het die woord, ons weet hulle het gekry. Hierdie is al die geskrifte wat hulle gekry het. So hierdie is 600 bladsye. Ek het gister, ek wil net gou vir julle iets lees of iets wys in dit bladsy 100. The Council of the Community is waar hulle the council, hulle het 'n teacher gehad, teacher of righteousness,
John the Baptist, het hulle council of a community gehad. Nou in hulle council het so gelyk. In the council of the community there shall be 12 men and 3 priests, perfectly versed in all that is revealed of the law. Okay, so 12 manne, 3 priesters. Toe dink ek, maar hierdie maak nou nie, Jesus het 12 disippels gehad, maar hy was 1 priester. En die Heilige Gees sê vir my, ek is die ander priester en die Vader is die ander priester. So, daar het hulle fisies 3 priesters gehad. Maar in Jesus het hy nie 3 priesters, hy was die enigste natural priest en the high priest of Melchizedek. Maar die Heilige Gees is die ander priester en die Vader is die hoëpriester. Dis ook, as jy die Vader gesien het, jy die Seun gesien. Vader. So ek noem dit dat baie van hierdie geskrifte, community rules, byvoorbeeld, hulle was so streng gewees. Hulle hier's 'n council of community. As Werner praat en iemand val hom in die rede, terwyl hy praat, expelled from the community for 7 days. You cannot interrupt someone else. Ek vir my vrou sê. Ja. Sy sal dit vir my sê. So, hierdie is, ja, as jy oor iemand gaan praat, ek dink van die ligste is amper 30 dae. As jy teen die woord praat, as jy, en die oomblik, as jy teen die priester, of teen gaan praat teen die elders, of expelled permanently. En dink ek, as ons hierdie reëls moet gaan toepas, in gemeentes in Bloemfontein, is dit chaos in 'n week. Ek gaan van daai reëls en daai goed gaan ek opgaan en ek gaan kyk. Kom ons gaan aan. Maar dit is amazing om te sien hoe die woord gekwoteer word. Want ek meen, toe hierdie in die grotte gelê het, onthou hierdie het in die grotte gelê, al 200 jaar voor Christus gebore is. Hierdie het in die grotte gelê, voor die Nuwe Testament geskryf is. So in 1948 gaan hulle dit vir die eerste keer ontdek, hulle dit in die grotte. So niemand kon getamper het met die goed nie. So jy moet gaan kyk wat daar is en wat nou is, en gaan kyk hoe kom die woord by mekaar. Kan ek dit in klaar lees? Ja. Ek wil net wat dit lees. Dit val in my hart te sê. Alles is geesgedryf. Whose works shall be truth, righteousness, justice, loving kindness and humility. As jy hierdie lees jy die woord. Jo, kom jy nooit te verheer oor my. Ja, dis hoe hulle geleef het. Onthou hierdie was, wat was hulle genoem? 'n Messianic community. Die priesters by die tempel het hulle nie self Messianic community genoem. Hierdie ouens het bekend gestaan. Signs, wonders en al die goed het gebeur. Voor elke meal in die community hall het hulle immersion gehad, het hulle 'n mikvah gehad voor elke ete. Total mikvah. Dan sit hulle saam. En ek het, ja, die ander, hulle was in die community in Qumran, was daar ongeveer 4000 Essenes. Almal het een doel gehad, hulle het die Messias se koms verwag. Amen. So hulle het sy koms verwag. Nou, kom ons begin net hier. Hoe verwag ons sy koms? Is ons gereed? Dis hoekom ons hier sit. Om voor te berei vir sy koms. Om vir mekaar te sê, hy is voor die deur. So wat daar gebeur het, kan weer gebeur om weer te sê, there must be expectation in our heart. Ja. Om ons lampe vol olie te maak. Okay, verlede week, verlede week het ons die 2 huise gedoen, ek gaan teruggaan daarna, maar voordat ek teruggaan, wil ek terugtree, en net julle, onthou jy die 2 huise, the house of Judah, the house of Israel, nee? Toe verduidelik ons uit, the house of Judah, is Jesus se lyn, is die lyn wat van Shem afkom, van Noag, en hy gaan deur van Abraham, hy gaan deur 12 seuns,
Hy gaan deur Dawid se huis, die koningshuis, en hy tot Jesus gebore is. Dis die goue lyn wat deurgaan. Dan was die noordelike stamme, idolatry, hulle is weggevoer, en hulle is geskatter oor die wêreld. Ok, maar hoekom het dit, kom ons gaan, ek wil nou teruggaan, maar voordat ek teruggaan, wil ek net gou vir julle iets met julle hier deel. Ek wil vir julle wys, hoe werk weet julle hoe werk 'n dispensasie, of wat is 'n dispensasie? Is 'n tydlyn. So, baie ouens, kom ek sê vir julle moet hoor wat sê die Heilige Gees vir julle. Dispensationalist, of om 'n dispensasie te glo, beteken daar 7 dispensasies van 1000 jaar. 'n Dag is soos 1000 jaar. So daar's 6 dae werk, 6 dae gaan jy in die sweet van jou aangesig gaan jou brood verdien. Dan is daar 1000 jaar vredestydperk is wanneer Jesus terugkom. Dis hoekom daar 7 dae in 'n dag is. So ek wil net vir julle 'n tydlyn trek hierso. Dag 1 2 3 4 5 6 7. Het julle hom, daar's 7de dag. Ok, daai in die middel is 3,5 dae. Ok, so one day equals one day is 1000 jaar. Stem julle saam? Ek wil hom opbreek. Net al hierdie goed kry, al die notas kry. Okay, 1 jaar. Ons begin by 'n jaar. 1 year equals 360 days. As ons kyk na Daniël praat van 360 dae, die boek van Openbaring tel, as jy daai 1260 dae as jy gaan indeel, kan jy nie by 365 uitkom nie, jy kan nie by 354 kom nie. So hulle het getel 360 plus 4 wat hulle genoem het ok, kom ons noem dit daai solstice. Ek gaan 'n ander naam vir julle nou kry wat dit beteken. Alraai. 1 jaar, dan praat ons van wat word 7 jaar genoem? Het julle al gehoor van die woord SH? Shmita. Het julle al gehoor van Shmita? Alraai. Wat is 7 maal 7? Is 49 plus 1. So kom ons doen dit 49 plus 1 equals Jubilee. Hierdie ken ons almal, nê? Nee. Alright, nou begin julle sien hierdie wat ek sê is waar. Dan het hulle genoem, volgende is 500 jaar, 500 years equals, hulle noem dit 'n onas, sien julle? Alright, dan kry ons 1000 jaar. Wat word 1000 jaar genoem? Is ons hier hierdie gesê, hierdie generasie is millennium kids nie. Millenniums. Alright, julle het hom so, nê. Het julle al gelees in die woord, ek dink is in Efesiërs of Galasiërs, dan praat hy van and the end of the age. Nou dink ons die end, wat verstaan ons the end of the age? So, the end of the age beteken 2000 jaar. As julle hierdie sien, dan verstaan julle die tydlyn waarin ons is, waarin ons beweeg. So daar's 'n 7 dae tydlyn, maar om die 7 dae uit te kom, is dit 3,5 ages. So 3 maal 2 is 6000, en die helfte van 2000 is 1000, so 3,5 days in ages. Alright, julle is nog by. Alright. The last age is a Sabbath age.
Shabbat millennium. Hulle noem dit 'n Shabbat millennium. Is 'n rus wanneer Jesus kom. Die accuser of the brethren is bound. Hy's gebind vir 1000 jaar, nê? Nee? Alright. Ek wil net terugkom. Daai hulle noem daai ook. Kan ek net gou daar insit. Julle kan dit gaan julle kan as jy notas maak, kan julle dit gaan oplees. Hulle noem daai 'n tekufa. En al hierdie goed wat ek sê is daar's 'n sundial by die dooie see gekry. En dis hoe hierdie Essenes, die Messianic people, dit was hulle tydlyn. Dis hoe hulle die Messias se eerste koms tot op die oomblik bepaal het. Hulle was op die regte plek, hulle was op die regte tyd. En John was hulle leader gewees. He was called the teacher of righteousness. En hy was die profeet, want Jesus sê daar's geen groter profeet as hy nie. Hy het Jesus identifiseer en gesê, there's the lamb. Yep. So iewers moes hulle die tydlyne geken het. So as hulle die tydlyne reg verstaan het die eerste keer, dan sê dit vir my, as jy hierdie tydlyne volg, dan gaan ons die seisoen ken van sy tweede koms. Nie die dag en die uur nie. Ons gaan die seisoen ken, want as hy vir ons sê in Noag se tyd, hy het die mens 120. Eintlik is daai 120 jubilees gegee. 120 maal 50 het hy ons 6000 jaar gegee. Want nou, as dit mensejare is, hoe oud jy? Party Noag hulle was 5, 6, 7, 8, 900 jaar oud gewees. En van daar af toe kom die ouderdomme agter. Genade as ons dink in hierdie tyd nou jy met 900 jaar lewe. Dit gaan so nou. Ja, ek weet hoeveel jare sit ons agter. Ja. Vat Methuselah 930 jaar. Wat beïndruk my is wanneer hulle dan begin kinders het. Van hulle eerste kind eers 40 of paar later, verstaan jy? Hoeveel het gehad? Ja. Abraham 100. Ja. Ja. Ek kom my huis uitsonder. Maar het 100 that he didn't try. Perfect. Okay, so ons sien daai timeline. Okay, nou wil ek vir julle die volgende wys. Dit beteken dat Noag het moontlik op Adam se skoot gesit. En hy het hom vertel van die vloed en al hierdie goed wat hulle het geoorlap ons nou. Die leef 900 jaar. Toes die gebore. As dis waar, jy kan dit nie dink nie. En die ander ding is wat ons weet, as jy die boek van Jasher lees, kan jy sien dat Abraham, daar's 'n hele ding oor Abraham. Abraham is weggevat en hy het saam met Noag en Set gaan bly. Hulle het hom die woord gaan instruct. Daar was nog geen written woord nie. Hulle het die woord wat hulle van Adam af oorgedra het hulle vir Abraham gaan oordra. En want Abraham sê, die woord sê, and Abraham believed and was called in for righteousness. En dan in Genesis 26 sê, nee, obey the Lord commandments, statutes, ordinances. Nou waar het hy dit geleer? Het alles obey, commandments, statutes, het al die goed gedoen. So dit was die kom ons gaan hiernatoe, ek wil julle hierdie wys. Ek trek daar lyne, sien dit daarso, daar's 'n lyn. By dag 2, by dag 4, en by dag 6. Okay, hierso ek moet net daar so. Okay, hierso is die law. Jesus, Yeshua, kruis.
Okay, wie het uitgelei uit Egipte uit? Moses. He's a type of the Father. Stem julle saam? Hy het uitgelei, die eerste dispensasie, daar. Jesus is the Son, wat die vervulling gebring het, wat ons in grace ingelei het. Wie gaan ons in die millennium invat? Die Heilige Gees. So first, God spoke to them as Israel. Stem julle saam, daai 2000 jaar het hy met Israel gewerk. Then he worked with the church, or his body eintlik, body of Christ. And here, it's about the kingdom. Sien julle daai? So daar's 'n overlapping nou. Baie mense is nog by kerk, jy sal hoor hulle praat net kerk, maar baie begin en praat al 'n geruime tyd oor kingdom. So beteken daar's 'n overlapping, almal ontvang dit nie op dieselfde tyd nie, want jy plant die balie en die koring op dieselfde tyd, maar hulle is nie dieselfde tyd ryp nie. So a revelation is not coming at once to everyone. Yes, dis waar. So daar's 'n tyd wanneer jy ja, en dis die ding wat ons moet verstaan. Moenie met ons broers ongeduldig wees omdat hulle dit nie ontvang het nie. Want dit is net genade wat jy dit ontvang. Ja. So dis waar ons wat Pieter die hele tyd sê, maar ons moet mekaar raak sien. Die ander het dit nog nie ontvang nie. En jy het nie nou gearriveer omdat jy dit eerste ontvang het. Nee, it's only grace. So hier sien julle die tydlyn en daar's 'n overlapping now, and when we started to press into the kingdom age. So die koninkryk van God gaan oor, dis heeltemal, jy begin nou sy koninkryk raak sien. Jy begin Vader God raak sien. Die koninkryk is in jou. Jy sien dit lankal raak, maar jy sien nou citizens raak. Jy sien sy dispensasie raak, jy sien sy koninkryk raak, jy sien nie meer jou gemeente raak. The bigger picture, die groter purpose. Ja, want dit begin oorkom. Soos 'n virus. Jy kry dit een en dan ewe skielik so flat. Dan gebeur dit. So ek het al die gawes toe ek gered is, ek het al die gawes gehad. Toe eendag toe sit 'n ou profeet daar by my by die hotel en hy eet aan 'n tafel en hy roep my. Ja. En hy sê die Here sê ek moet vir jou sê hy gaan vir jou al die gawes gee, maar nie als nou nie. Want jy sien jouself vernietig en ek is dankbaar daarvoor want ek meen as jy daai gawes kry en goed begin manifesteer, dis waar die meeste ouens val. Want hulle val in daai pride en vat die troon, klim uit troon, verstaan? Ja. So as jy soos stelselmatig, nee, dis amazing. Ja, bietjie. So ons sal nog 'n tyd gaan ek vir julle wys, ek het dit al gewys, die ouens het dit al gesien. As jy na die Mazarot, weet julle wat is die Mazarot? Dis die konstellasies. En hulle bepaal, die hemele bepaal die tydlyn. So in daar's 'n verskil tussen astrology wat jy waarsêers is en hierdie sterretekens en astronomie wat in Daniël se tyd was. Want die wyse manne was soos priesters gewees. Wat is daai the times and the seasons, daai tribe, Issachar. Hulle het gegaan en hulle het nie YouTube in 'n app gehad om die sterre te kyk nie. Hulle het niks gehad nie, maar hulle het meer verstaan as hierdie millennium generasie van ons. Want hulle het boontoe gekyk en hulle het die ster gevolg. The bright morning star. So die Mazarot se 12, ek het
alles hier en ek kan dit vir julle wys hoe dit lyk, maar net om vir julle in kort neer te sit. In die tyd van Moses was ons in die konstellasie gewees van, sien julle, daar's Moses se lyn onder, was ons in die konstellasie van die ram. Die ram word ook genoem Aries. Julle kan dit gaan kyk. Ok, wat het hulle met Abraham en Isak gekry in die bos? Toe hy, die ram. En toe word die lam deurgevat vir 'n dispensasie. En in Jesus se tyd kom hulle by Pisces. Wat is Pisces? Vis. So vir 2000 jaar is ons in daai age. Vissers van mense. 2000 jaar het hulle offers gebring. Lammers en ramme. En nou gaan ons in die dispensation of Aquarius. En wat is Aquarius? Iets te hot te bere. Dis een wat die water uitgooi. So ons gaan nou in die seisoen of the Holy Spirit. Halleluja. Nou dink net, hoe bevoorreg is ons om op hierdie end, as jy gebore is on the end of an age, is nie almal wat daar gebore is nie. Ons oupas almal voor ons, vir die volgende, terug tot en met Jesus, daai hele dispensasie, wag vir hierdie generasie om gebore te word, en om in volle vervulling te gaan. En dit staan in Hebreërs 12, Hebreërs 11. En hy praat van die geloofshelde, en kyk na al hierdie geloofshelde, almal. En hulle sê, wat sê hulle daarvan hulle? Ek kan op die bord kyk, as jy wil, hy sê, and they have obtained a good report through faith, receiving not the promise, God having provided some better things for us, that they without us should not be made perfect. So ons moet so in gehoorsaamheid wandel wat ons doen, dat hulle perfektheid kan ontvang. Hoekom sê ek so? Want daar's mantels wat oorgegee word, soos wat Elijah of Elisha oorgegee het. Toe Elijah die mantel gelos het, het hy nie net neer laat val. Elijah het hom opgetel en hy het by sy huis gaan sit onder 'n boom en gewag. Okay, kom ons kyk maar wat gebeur. Hy het die dubbelporsie gevat. En wie ontvang daai blessing van daai dubbelporsie waarin hy gaan? Elisha ontvang dit. So die een wat die mantel van almal ontvang, is Jesus Christus. Amen. Maar hy deel mantels uit. Amen. En daar's 'n Billy Graham wat ouens gedisipel het. En daar's 'n Reinhard Bonkie wat ouens gedisipel het, wat nie meer hier is nie. En is almal wat Bonkie gedisipel het, nou gaan sit en sê, okay, nou is sy tyd verby, dan is sy werk nie compleet nie. Ook nie hier nie. Ook nie hier nie. Nee. So jy moet in daai volheid gaan, dat die ou wie se mantel jy inloop, ja, Dawie se pa het die eerste een ontvang. Was sy werk wat hy hier gedoen het groter as Bonkie se, nie naaste by nie. Wat ontvang hy? Hy ontvang alles wat Bonkie gedoen het. Amen. Want hy het vir Bonkie disipel. Ja. So they without us cannot be complete. So dit is hoekom elkeen kan nie aankom in die hemel en dan kry rewards nie. Want jou rewards kan eers klaar wees as die dispensation klaar is en ons kom almal voor die troon. Amen. Want daar's nog siele wat moet inkom vir Bonkie. Daar's nog siele wat moet inkom vir Dawie se pa. Ons moet nog siele doen. Jy kan een siel na Jesus toe lei, maar daai ou kan so gehoorsaam wees
dat jy 'n baie groter oes het as wat jy Amen. verwag. Amen. Maak dit sin? So dis hoe ons dit moet sien. 'n Pa kan 'n plaas begin, maar hy's nie die myn peanut gewees nie. Hy het die plaas begin op 'n baie eenvoudige manier. En sy seun kom vat oor en hy begin met hierdie nuwe tegnologie en met hy's innoverend en hy koop al hierdie plase om hom op. Maar wie is die ou wat die eerste erkenning kry? Dis die pa wat die plaas begin het. Ja. Maar die seun het groter gegaan. And I don't think that everyone wants us to know that. Ja, Dis waar trots in kom. ja, Ek het hom gemaak. ja. Verstaan jy? Ek sien dit. So ek wil ingaan in 'n deel wat ons noem wat ek wil teruggaan. Ek gaan vir Werner vra, ek het hom gevra nou die dag, wat ons praat bietjie oor die gode. Kom ons gaan terug. Ons het begin nou die dag by Abraham. Maar kom ons gaan terug voor Abraham. Daar was 3, kom ek sit gou vir julle op. 3 rebellions in the Bible, nee. Alright, ons begin die eerste een is Genesis 1 tot 3. Wat ons noem the fall, nee. En daai een was die angel of light. Dan die volgende rebellie is Genesis 6, is die angelic hosts. Met die, alright, het julle dit al gelees? Wanneer die engele, die seuns van God, wat die engele is, gevalle engele, met die dogters van die mense gemeenskap gehad het. Dis die tweede een. En die derde een is by Genesis 10 en 11. Genesis 11, nie 10. Genesis 11, daar is die flood, kom as gevolg van dit. Genesis 11 is die Tower of Babel. En hier het wie die geval? Nations, of the people, die mense. So, eerste rebellie is the angel of light, then the angelic hosts, and then the people. So ons sien, almal het gesondig, almal was in rebellie. Lucifer, die engele, en toe die mense. By Genesis 11. Kom ons lees net gou hierdie deel wat belangrik is, wat is, ek sê dit altyd oor unity. As unity aan die een kant so is, kyk gou daar. And they said, dis nou al hierdie nasies, let us go and build a city and tower, whose top may reach unto heaven, and let us make a name. Let us make us a name. Dit klink soos vandag. Kom ons maak vir ons 'n naam. Ja, ons doen vir onsself 'n naam. Jy verstaan? Is myne, my gemeente, my pastoor, my kerk, my iPhone. Alles gaan oor I. I, me and myself. Let us make us a name, lest we be scattered abroad from the face of the earth. And the Lord said, behold, the people is one. Sien julle daar? The people is one. And they have one language. Ons wil teruggaan na dit toe. Alles. Dis wat in Europa gebeur. Al die grense oopgemaak. Almal is toegelaat. Al die moslems. Almal. One language. One speech. And this they began to do. Now, nothing will restrain them from what they I've imagined. net wat hulle gedink het. Hulle het nie eens gepraat nie. Your imagination is powerful. But that English is also wrong, so I'm missing something. And the Lord said, behold, the people. What they have purpose to do. The people are one.
Ja. It's plural. He said people is one. So there must be something in that. That's not a grammatical mistake. So Okay. understand that. You would, Ja. it's like God talks of himself. There's three. Ja. You know, understand. So that's wrong English, but it's not wrong English. You with me? Almost 3:3 says how can two walk unless they agree. Ja. Maar hierdie gaan oor For unity. us Today, unity. In Joshua 1:8, meditate on the word. Ja. Day and night. Ons moet meditate. Hulle het imaginations. As jy die hele Disney World gaan kyk. En ek moes repented oor dit. Ek het my kinders soontoe gevat. Animal Kingdom. En dan is daar nog 'n kingdom. Ek het nou eendag met iemand gepraat oor dit. Magic Kingdom. Jy weet Animal Kingdom met meer mense in 'n jaar as wat die Kruger Wildtuin in 'n jaar het wat deur hulle gaan. Daar gaan 52 miljoen mense 'n jaar deur Disney World. En vandat jy daar ingaan, laat hulle al wat jy doen, as jy groot is word jy weer 'n kind. Jy begin van voor af droom. Hulle imagine, die hele ding gaan oor imaginations. Tower of Babel is in die middel. Al hierdie movies, Cinderella Castle wat daar is. Al die goed gaan oor imaginations. Miskien sê ek net iets vanoggend 'n drop. Ek kyk so na Pieter en dink sy kinders groei op. My grootste fout wat ek gemaak het, is my kinders te veel ons era. Kinders te veel kassie videos, movies, Disney World laat kyk want as hulle stil, jy hoef hulle nie besig te hou nie. Dit was nie met my so nie. Ek het nie daai goed geken nie. Dit was nie met julle so nie. Amen. Ons het dit gepraat na wat terug op Bybelskool gestaan het, praat ek met die 10 jaar terug se flieks en nou se flieks is heeltemal anders. Die agendas agter dit is. Maar hulle begin stadig en dan vat hulle jou baie meer. Hulle maak jou desensitiseer jy. Ja. Desensitiseer. Ja. Alright, so sien julle die belangrikheid. Nou is hulle een. En God kom en hy verdeel die taal met hierdie toring. Maar nou in hierdie verdeling gebeur die volgende. Okay, dis waar ons wil uitkom. Maar vandag bless die Here ons as ons in unity inkom. Dan sê in Psalm 133, I command my blessing upon them. Yes. Divine. Werner, jy wil iets sê oor the gods. Alright, kom ons praat. Verlede week te praat ek en jy oor gode. Deel net bietjie wat jy gesê het wat jy Ja, ek weet nie wie van julle verlore singer hierso op my gewoon het. Toe sy was nie nou, sy's 'n sy het 'n baie spesiale calling in die lewe. Sy doen spiritual mapping, so sy gaan oor die wêreld en oral waar daar koneksies in die geestesrealm is, waar daar portals is in dit is baie diep geestelike goed. Nou, as jy begin na dit luister en dit sien, dan kom jy agter die vyand se koninkryk, so wat hy gedoen het, die aarde bestaan uit iets soos 73% water. En hy het besluit om sy kingdom in die water te maak. Die majority van sy kingdom is so watergeeste, spirits en goed wat in die water is en onder die water is. En sy het baie daaroor gepraat. Sy is op YouTube ook, en mense kan na luister daar. En die ding wat vir jou oopgaan, die mense wat sal gecounsel het, wat vrygekom het van hierdie goed wat betrokke in is, dan maak hulle daai wêreld vra ook om te besef wat aangaan. En ek bedoel goed soos mermaids, wat ander nou sê van Disney World. Ons kinders word groot en is mermaids. Daar bestaan sulke goed, dis die heilige waarheid. Dis bose geeste wat in Satan se skepping kingdom geskep is wat onder die aarde. En daar stede onder die aarde, sekere plekke. Ek weet in Holland is die see blykbaar op sy diepste. Daar's 'n hele onderwater stad met wat een van die amper die headquarters is van waarvan hierdie goed bly. So ja, ek weet nie, ons leef, ek dink ons ken dit bolangs. Ja, wat ons net gepraat het ook is ons gaan nie aan en wat vir ons reël is dit wat ons sien en wat ons besef. Ja.
maar hoe sy kingdom aan gang is en aan die werk is hieronder, dan praat jy oor Nephilim. Die feit dat hierdie reëse en Nephilim van Genesis 6 nog steeds op die aarde is vandag en eintlik besig is om 'n hele weermag bymekaar te maak sodat hulle in die finale slag kan probeer om mensdom, ja, so koninkryk te vernietig. En dit gebeur alsie om ons en ons het nie en al met van dit te doen gehad, ons weet dit nie eers. Okay, so in dit wil ek gou vir julle die volgende sê. Ons moet een ding verstaan. Iets het gebeur by die toring van Babel. Babel beteken verwarring. So al hierdie mense het die fallen angels, die principalities, en om dit maklik te maak om dit te verstaan. Daniel praat van he wrestled with the prince of Persia. Stem julle saam? Nou die prince of Persia, ons sien gode as beeldjies wat dood is. 'n Beeldjie is net 'n verteenwoordiging van die gevalle engel wat 'n gees is. Dit word in die skrif in die Hebreëus word dit genoem the sons of God. En dis waartoe ons gaan na creation toe. Alles is created. But he is the creator. Daar's net een creator. From everlasting to everlasting. Hy het die engele gemaak, uit die hele universe, alles wat gemaak is, het God gemaak deur sy seun Jesus Christus. So alles is geskape, hierdie engele en hierdie principalities is geeste, dis hoekom hulle nie sterf nie. En dis hoekom hulle soek heerskappy, hulle is in die tweede hemel, want daar's 3 hemele, hulle regeer hier, en hulle soek aanbidding. Want hoekom soek hulle aanbidding? Hulle het dit in die 3de hemel gesien toe hulle by God was, voor hulle voor hulle geval het, en hulle het gaan kopie en paste en hulle soek dieselfde aanbidding. Nou, ek gaan dit vir julle nou uit die skrif uitwys. Even all the nations shall say, wherefore hath the Lord done unto us in this land, that we meaneth this heat of his great anger. Then men shall say, because they have forsaken the covenant of God, of the fathers, which made them and brought them forth out of the land of Egypt, for they went and served other gods, sien julle daar, and worshipped them. Hulle het hulle aanbid, en hulle het hulle gedien en aanbid, gods whom they knew not, and whom they had not given unto them. Alright. The secret things belong unto the Lord, but those things are revealed belong unto us, and to our children forever, and this do the words of the law. Nou wil ek julle iets gaan wys. Wat het toe gebeur in Deuteronomy 32? So daar's 'n ou wat ek, Michael Heiser, weet nie vir wie van julle het al van hom gehoor nie. En hy het 'n boek geskryf, Unseen World, en hy het sy professoraat en sy dokterstudies in Hebreëus gedoen. En hy het eendag in 'n gemeente gesit en ou kom sit langs hom. Die ou vra vir hom, "Have you ever read Psalm 82?" En hy kyk hom so snaaks aan, hy gaan huis toe en hy gaan lees dit. En dit sy hele lewe verander. Maar ek gaan nou na dit toe kom. Net alles is gebaseer op wat ek wil nou gaan sê. Wat na die toring, die 3de rebellie gebeur het. So ons sien net een raak. Ons sien wat met Adam, stem julle saam. Ons mindset en wat ons geleer het. Ons sien net wat in die tuin by Eden gebeur het. Die 2 bome en ons sien dit. Ons weet nie wat ons kyk nie na Genesis 6 nie. Ons kyk nie hoe het hulle afgekom in die mensdom begin regeer nie. En dan kyk ons nie na die groot rebellie wat by die toring van Babel gebeur het. Want dis waar die scatter gebeur het. Maar kom ons kyk hierna. Hy sê, when the Most High, onthou wat hy gebeur het, hierdie gode, hierdie mense het gode begin dien. Toe sê God, okay, julle wil hulle dien, al die nasies, julle wil hulle dien. Ek gaan julle nou oorgee aan hulle, aan hierdie gods. Maar dan gaan ek vir my een porsie uithou. So ek gaan die odds
baie regverdig aan julle kant maak. Julle kan alles kry. Gee my net hierdie stukkie. Dit klink soos 'n fair deal wat hy met hulle aangegaan het. Nou in dit kom hy en hy sê daar, when the Most High divided the nations their inheritance, when he separated the sons of daai moet wees the sons of God, he separated the bounds of the people according to the number of the children. For the Lord's portion is his people. Jacob is the lot of his inheritance. So hy het Israel gevat. Hier sê hy praat hy weer van Jakob. Ons sien dit in die skrif. Hy gebruik baie keer die woord interchangeably. En hy sê hier, but the Lord's portion is Jacob. Jacob is his inheritance. Is dit vers 8 en 9? Ek het daai gelees. Alright, kom ons kyk net of ek nie iets gemis het nie. 9. Kom ons kyk na Daniel, ek het daai gelees. Alright, kom ons gaan na Psalm 82, saam uit die toe. As julle iets wil sê, verstaan julle wat hier gebeur het? So God kom, hy sê vir al die gode, vir al die nasies, ek verdeel julle op. Ek gaan vir julle borders en borderlines gee. Van die Assyriërs, van die Egiptenare almal. Julle het nou gode wat julle moet dien. Andre, kan ek gou iets lees? Ja, Dis also in Psalm 82. ja. Verse, I said, you are gods, and all of you are children of the Most High, but you shall die like me, and fall like one of the princes. Yes. So dis die deel wat Michael Heiser aanvanklik gekry het. Nou moet ons nou die volgende gaan kyk. In Psalm of God, in Dawid kry hierdie openbaring. God standeth in the congregation of the mighty. He judged among the gods. Okay, hierdie beteken die volgende. Daar's 'n council in heaven, soos wat daar 'n council is wat julle hier gelees het. En Bloemfontein word selfs genoem the city council. So daar's 'n raad wat daar sit. Nou, wie is hierdie raad? How long will you judge unjustly? So God het hierdie raad in die tweede hemel bymekaar gesit om al die nasies. Hy gee vir hulle nou toegang. Julle gaan nou hierdie mense oordeel en julle gaan nou regspraak uitoefen, as ek dit so kan sê. Wat het in Suid-Afrika gebeur? God het vir ons Suid-Afrika as 'n nasie gegee. En toe besluit die Afrikaner, maar ons gaan in apartheid in. Ons lees shadow and type wat hier gebeur in ons eie land. Hy sê, ek gaan vir die Afrikaner, ons bring julle hiernatoe om die woord deur van Riebeeck, die woord moet verkondig word as missionaries in Afrika. En toe besluit ons nee, maar ons gaan rule, ons gaan doen soos wat ons dit wil doen, ons noem dit apartheid. Hulle is een kant, ons is een kant. En hier is 'n council in the second heaven wat sê, okay, daar's nou 'n lyn in die sand wat getrek word. En hierdie lyn in die sand gaan is. En wat besluit hierdie council? Dis nie wat ons besluit het nie. Julle geweet, die council in heaven moet eers te kom, eerste besluite neem. En dan word dit uitgevoer in die aarde. Hoe sê jy? Koorts. So, alles gebeur daar. Ek gaan nou afsluit. En in dit gebeur die volgende. Nou neem hulle besluite. En wat sê hulle? Kom ons gee vir hulle wat hulle wil hê. Ons gee vir hulle 'n lekker regering. Ons noem hom die ANC. Fantasties. Ja. En as hulle dink hulle was korrup onder die tafel, hierdie ouens gaan blydend korrup wees in hulle face. En
hierdie ouens gaan hulle lekker bestuur en regeer en hulle gaan, dit is nou, dis hulle porsie, want dis wat hulle wil hê. Tot hulle my erken, en tot Suid-Afrika my erken, dan sal ek terugkom na Suid-Afrika. So dit is kort en die lank, ons gaan, I've said you are gods and you are children. Hier is 'n ander deel wat hy gesê het, defend the poor, sien julle daar, do justly and afflicted, deliver the poor, they do not, neither will they stand, they will walk in darkness, the foundation of the earth. How, verse 2, how long will you judge unjustly and accept the persons of the wicked? So justice, wat unjustly is, hier kom uit die tweede hemel uit. Dis daar klaar besluit. Tot God kom en sê, but my people will come and humble themselves. Ek het dit vanoggend gelees. My people will come, humble themselves and pray and seek my face. Hoeveel keer het ons dit nie gehoor in die laaste 30 jaar met Angus? Ja. Maar hoeveel keer doen ons dit net op die Mighty Men, en ry ons daar uit en dan effens Zeffos en gemaak ons wat ons wil in die land nie. Dan doen ons nog steeds nie wat die woord van God sê nie. Ja. So ons is nog steeds nie daar wat ons moet doen nie, en dan vra ons, hoekom lyk ons so? Nee. Ons doen al daai vir die laaste 30 jaar. Ja. Behalwe daai laaste een wat sê, ons bid, ons kom by mekaar, ons doen alles Ja. daar. Daai laaste gedeelte wat sê, turn from your wicked, boom, daar Stop ons. En dan then gaan ons turn terug en from, ons doen ons ja, selfe ou storie. ja. Dan maak ons al hele vers Ja. goed. Maar ons bid net wanneer ons reën nodig het. Ons kom by En mekaar. dan vergeet ons om dankie te sê. Ja. Sê nie eens dankie. Ons bid net wanneer ons reën nodig het. En as ek sê, praat ek vir myself. Ja, amen. So kom ek sluit af en die is hulle wil die wat oor gaan so toe. So Vader, dankie net vir die oggend en vir die loof en prys. Dankie dat U ons kan terugvat waar U begin het met die nasies en waar U 'n porsie gegee het. En gesê hierdie porsie is myne, ek gaan met hom werk met Israel. Maar dankie dat uit die volmaaktheid van Jesus Christus is hy gebore uit Israel uit. Hy is die leeu uit die stam van Juda en dat hy die een is, die kinsman redeemer, wat weer al hierdie nasies terugbring na U toe. Aan die einde van tyd waar ons nou leef. En ons loof en ons prys en ons wil afseël. Ek bid ook vir Kobus en sy groep daar, Heilige Gees, dat U hulle lei in hierdie oggend en dat hierdie woord vanoggend waar is en dat hierdie woord vanoggend vasgemaak word in ons harte. En ons prys en ons eer U daarvoor. In die naam van Jesus Christus, Yeshua Mashiach. Thank you, Lord. Amen. Amen. God bless you. Amen. Amen.